Goeiemôre, baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is by ons erediens. Mag jy sommer net vanoggend ook beleef hoe die Here jou kom ontmoet deur sy woord en hoe hy vir jou kom verseker dat hy jou lewe ook ken, jou hart en jou gedagtes ken en hoe hy net daar wil wees vir jou in ons omstandighede. Ek herinner sommer net elkeen ook aan ons weeklikse bulletin om daarna te gaan kyk op ons Facebook, op ons webtuiste en ook aan die einde van hierdie video sal dit ook wees om daarna te gaan kyk en sommer net te kyk wat in die gemeente aan die gang is, maar spesifiek ook te kyk na ons gebedslys en ook vir elkeen in hierdie tyd in die besonder saam te bid en vir ons te laat weet as daar iemand is wat dalk nie op ons lys is nie, vir wie ons ook as gemeente saam kan bid. Elke oggend word ek en jy wakker, ons sien die nuwe dag en ja, ons besef net dat die Here dit ook vir ons gegee het. Mag ons regtig vanoggend ook net weet, besef dat die Here hierdie dag ook vir ons gegee het om 'n verskil te maak, om iets nuut te gaan doen. Nie vir onsself nie, maar vir hom, omdat hy die eer verdien, omdat hy vir ons verlos het en vir ons so lief is. En daardie wete, kom ons word ook nou stil voor hom en kom ons erken dat ons in sy teenwoordigheid is. Here, hier waar ons saam is, daar waar ons saam is by ons huise, daar waar ons saam is dalk by ons werke, daar waar ons ook al is, Here. Waar ons saam luister na hierdie boodskap vandag, weet ons dat U saam met ons teenwoordig is. Weet ons dat U elkeen van ons ten diepste ken, beter as wat ons onsself ooit kan ken. Here, is met daardie wete wat ons ook voor U kom vanoggend en voor U dit kom neerlê wat ons so pla, Here, wat in ons harte so worstelend is in hierdie tyd ook, Here. In hierdie tyd van onsekerheid, hierdie tyd waarin ons onsself bevind, wat ons planne maak en waar hierdie planne nie altyd deurgevoer kan word nie, wat ons planne maak en op die einde van die dag lyk dinge soveel anders. Want ons planne maak en ons baie keer moedeloos raak, omdat niks verder gebeur nie. In hierdie tyd wil ons regtig by U kom stil word, opnuut op U kom fokus, nie kom fokus op die dinge rondom ons, wat ons aandag so maklik afhaal van dit wat werklik in hierdie lewe vir ons as gelowiges belangrik behoort te wees, Here. Ons wil U vra om ons regtig te lei deur die woord vanoggend om opnuut weer ons fokus op U te vestig. Dankie, Here, vir die seëninge in ons lewens, dankie dat ons rondom ons kan kyk elke liewe dag en kan sien hoe U die Skepper is van alles en hoe U ook die een is wat ons kom omhels, Here. Ons vra dat U regtig ons sal kom omhels, ons gesinne sal kom omhels, ons vriende sal kom omhels, ons land sal kom omhels, die wêreld sal kom omhels met U liefde, U genade, U vrede, sodat ons werklik mag besef, wie is die groot onderhouer, wie is die groot trooster, die groot geneesheer, ook van ons lewens. Dankie dat U woord vir ons meer is as net 'n veilige vesting, dat die woord vir ons die openbaring is van wie U ook wil hê, ons moet wees elke liewe dag. Nie omdat ons self iets kan bring tot die tafel nie, maar omdat U die een is wat deur die verlossing aan die kruis vir ons soveel gebring het. Dankie dat U kom kies om ons deel te maak van U koninkryk. Ons bid hierdie dinge nie om ons dit verdien nie, ons bid dit alles in U naam alleen en ons vra dat U ons ook nou sal lei in U woord. In U naam bid ons dit. Amen. Die Here het jou geken, hy het jou aan mekaar geweef in die skoot van jou moeder. Hy het jou geken nog voordat enige iemand of enige iets anders jou geken het. Sy gedagtes vir jou is wonderlik, dit is magtig. Mag jy weet dat hy dieselfde God jou ook groet vanoggend in sy naam, hy wat Vader is, hy wat Seun is en hy wat Heilige Gees is. Amen. Kom ons sit net so, jy kan staan ook, en dan loof ons ook die Here saam met die volgende lied. As ek stil word en ek praat met U, o Heer, voel my hart so leeg, ek smag om te probeer. En ook dikwels voel ek so verward oor die sondeskuld diep hier in my hart. Ek's 'n man wat weet waarin ek glo, en ek weet my hulp is net van bo. Maar o Heer, ek het alweer geval
en ek bid, U moet my weer kom haal. Vergewe my, Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my, Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my, Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my, Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Ek weet die Here het my stem gehoor, hy het my vergewe, hy het my gebed verhoor. 'n wonderwerk het nou met my gebeur. Ek behoort aan U, my God, ek sal U eer. Vergewe my, Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my, Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my, Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my, Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Ons skriflesing kom dan vanoggend uit Lukas 12 uit. Ons gaan van vers 22 tot 34 saam lees. Ek nooi jou uit om, as jy jou Bybel naby het, dit nader te bring, saam met my te lees. Andersins kan jy ook net op die skerm ook volg. Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en hulle oes nie, hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? Vers 26, as julle nie een so klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies, hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle versorg, julle kleingelowiges. Vers 29, julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, julle moet nie besorg wees nie. Dit is alles dinge waar die ongelowige in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Vers 32, moenie bang wees nie, klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes, skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit sal bykom en geen mot dit sal kan verniel nie. Vers 34, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Tot sover lees ons vandag saam. Bekommernis, 'n woord wat dit self weer en weer, keer op keer in ons lewens herroep. 'n Woord wat ons gevoel beskryf, wat ons omstandighede beskryf, wat ons tyd beskryf. 'n Woord wat baie keer die rigting van ons lewens bepaal, die besluite bepaal, wat ek en jy ook neem. 'n Woord wat van nog altyd af met ons is, en veral die laaste tyd, dit self weer en weer laat tuiskom in ons lewens. En binne dit alles vra ek vir myself die vraag, maar hoekom? Hoekom is ons bekommerd oor alles wat rondom ons gebeur? Hoekom is ons bekommerd oor dit wat vir ons voorlê in die toekoms? Hoekom is ons bekommerd? Terwyl God se woord vir ons weer en weer sê dat ons nie
bekommerd hoef te wees nie. Reeds hier in die tweede gedeelte van vers 22 staan daar geskryf, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. En tog is elkeen van ons iewers in ons lewens, omdat die omstandighede onseker is, omdat ons toekoms onseker is, iewers bekommerd. Bekommerd oor dit wat voor lê, maar ook tog bekommerd oor dit wat ek en jy ook agterlaat in die verlede. Ons bekommer ons konstant, terwyl ons as gelowiges, terwyl ons as Christen in hierdie wêreld onsself glad nie behoort te bekommer nie. In my voorbereiding vir vandag se boodskap, was dit ongelooflik eintlik vir my om te dink aan ons huidige omstandighede, waarin ons onsself eintlik bevind, en te dink aan hoeveel keer ons onsself eintlik bekommer oor dit wat aan die gebeur is. Baie van ons bekommer ons ook oor ons gesondheid, baie van ons bekommer ons oor ons werke, oor ons werksomstandighede. Baie van ons bekommer ons oor die nuwe skooljaar wat ons moet ingaan, of die jaar waarin ons dalk met universiteit begin, of moet aangaan met universiteit. Baie van ons is bekommerd oor die verhoudings wat ons dalk met ander mense het, of die ekonomie van ons land, oor die stand van sake, wat dit ook aanbetref. En dan natuurlik bekommer ons onsself oor dit wat ons die hele tyd amper ons rondom ons in hierdie tyd ook hoor. Die coronavirus. Ons bekommer ons daaroor, en ons bekommer ons oor alles wat ook daarmee gepaard gaan. En net as ons dink dat daar 'n uitweg in die vorm van 'n enstof is, dan wil dit van ons lyk asof selfs die enstof ons laat bekommer. Ons vra 'n klomp vrae en kry min definitiewe antwoorde. Ons wonder of ons die enstof enigstens nodig het. Ons koppe begin al klaar weer na plekke toe gaan waar dit lyk asof daar nie oplossings is nie, maar net probleem op probleem is. Net meer en meer van dit wat ons nog die hele tyd ook beleef. En dit maak dat baie van ons moedeloos is. Dit maak dat baie van ons vrees in hierdie lewe, maak dat elkeen van ons net nog meer en meer ook bekommer. In hierdie lewe loop ek en jy daagliks rond met 'n klomp onsekerheid. Ons twyfel al meer in dit wat gesê word, ons twyfel al meer in die oplossings wat van ons voorgehou word. Ons twyfel al meer in onsself. En voordat ons dit weer kan kry, voordat ons onsself weer kan kry, dan bevraagteken ons eintlik alles. Bevraagteken ons selfs die dinge wat vir so lank 'n sekerheid in ons lewens was. Ons planne, ons beroepe, ons gesondheid, totdat ons onsself bevind op 'n plek waar ons selfs ons geloof bevraagteken, selfs die verhouding wat ons met God het, bevraagteken. Waar ons self bekommerd raak oor sy ingryping, oor sy voorsienigheid in ons lewens, en sy daar wees elke oomblik, elke stap van hierdie lewe. En hierdeur word Lukas 12 vers 22 tot 34 vir my en vir jou vandag iets meer as net 'n gedeelte wat ek en jy ook lees. Iets meer as net ware woorde wat ook hier staan. Lukas 12 vers 22 tot 34 word opnuut vir my en vir jou weer 'n antwoord wat ek en jy ook elke liewe dag nodig het. Dit kom bevestig vir ons dat daar een enstof is wat ons nodig het, en dat hierdie enstof Christus is. Daar is niks en niemand anders wat vir my en vir jou meer seker kan wees, meer sekerheid kan bring as Christus nie. Binne ons bekommernisse, binne al die teorieë wat vir ons vertel word, binne alles wat ons nou huidiglik ervaar, is Christus die konstante in my en jou lewe. Is hy die antwoord op dit waarvoor ons nie antwoorde het nie. Dis 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van volharding, 'n boodskap van verlossing. Maar meer as dit, dis 'n boodskap van nuwe lewe. Daarom sê vers 23 ook so mooi vir ons, die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Dis 'n wegwysing vanaf die dinge wat ons dink ons vanaf afhanklik is, na die een toe van wie ons afhanklik af behoort te wees, elke liewe dag. Die een wat ons liggame uit stof gemaak het en die lewe in ons ook ingeblaas het. Ons lees in Genesis 2 vers 7, die Here God het, toe die mens gevorm is,
hulle het stof gevorm van die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Dit is God wat lewe gee, nie die kos wat ons eet nie. Dit is God wat die waarde van ons liggame bepaal, nie die klere wat ek en jy aantrek nie. As ons dit weet, as ons besef dat dit hy is wat reeds hierdie dinge in ons kom doen het, in ons lewens kom doen het, waarom bekommer ons dan nog? Waarom dan steeds antwoorde soek in ander mense en ander dinge, terwyl die eindstof vir ons lewe, die een is wat ons gevorm het, die een wat ons gemaak het, die een is wat vir ons lewe kom gee het, en deur Christus hierdie lewe in oorvloed vir ons kom gee het. Ons bekommer onsself oor soveel dinge elke liewe dag in hierdie lewe, selfs al baat ons absoluut niks daarby nie. Vers 25 vra dan vir ons hierdie retoriese vraag, trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer, sy lewe met 'n uur verleng? Ons bekommer ons so vreeslik. Ons laat toe dat dit 'n groot deel van ons lewens opneem, baie van ons tyd ook wegvat. Tog dra dit niks by tot ons lewens nie. Inteendeel, dit vat eintlik net die hele tyd weg. En hoe meer ons onsself daarmee ophou, hoe groter deel van ons lewens word dit eintlik ook. Hoe meer twyfel ons, hoe meer bekommer ons, hoe meer hooploosheid voel dit vir ons is daar in die wêreld, maar ook selfs in ons eie lewens. Op hierdie punt is die vraag wat Lukas 12 vers 22 tot 34 dan vir my en vir jou wil kom vra, is wie is jy as alles van jou gestroop is? Wie is jy as die dinge nie uitwerk soos jy gedink het dit sal uitwerk nie? Wie is jy daar waar niks en niemand anders jou kan sien behalwe God nie? Wie is ek en jy as navolgers van God as ons niks behalwe onsself het nie? As ons net die klere aan ons lyf of besittings rondom ons of die rykdom of die vriende in ons lewens het nie. Ek dink sommer op hierdie punt aan die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 17 tot 18 wat sê, maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Waarop roem ek en jy? Roem ons op ons prestasies, op ons finansies, op ons beroepe, op ons besittings? Of roem ons op die Here? Wat is dit wat werklik ons lewens dryf? Wat is dit wat werklik ons identiteit elke liewe dag bepaal? Sien, as Christene behoort ons identiteit voortdurend in Christus te vind te wees, behoort ons identiteit heeltyd weg te wys na wie hy is. Behoort ons, as daar niks anders is nie, sy liefde in ons lewens te beleef en behoort ons sy liefde ook uit te leef aan ander. En dit is wanneer ons fokus van al hierdie ander dinge afhaal wat ons so maklik dink ons waarde bepaal, wat ons so maklik dink ons bekommernisse kan wegneem, dat ons so maklik dink die oplossing of die eindstof in ons lewens is, dat ons opnuut kan fokus op die Here. Opnuut kan fokus op dit wat werklik belangrik is, op die een wat werklik belangrik is. Vers 31 sê aansluitend hierby, beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Beywer jou vir die dinge wat Jesus ons kom leer het, dan sal jy alles kry wat jy ook nodig het. Vers 29 en 30 gaan selfs so ver om te sê, dat wanneer ons fokus die heeltyd verskuif na dit, waaroor ons so maklik bekommerd raak in hierdie lewe, dan is ons net so goed, soos die ongelowiges in hierdie lewe, en dan is ons net so goed soos die mense, wat glad nie glo nie. Want as gelowiges, behoort ons te weet, dat die Here ook groter is as die omstandighede waarin ons onsself bevind, dat hy groter is as die besluite wat ons moet neem, dat hy vir ons net die beste wil hê. As dit nie die geval was nie, sou ons nooit die geskenk van die ewige lewe ontvang het deur Jesus Christus wat aan die kruis vir ons kom sterf het nie. Dit is juis hierdie geskenk waarop ek en jy ook moet fokus, wat ons moet aanspoor om ons lewens ook te verander, om ook anders te kan leef.
Dit spoor ons aan om die koninkryk sigbaar te maak in ons eie lewens. Dit verander ons bekommernis en die versekering dat God reeds oorwin het en dat ons kan leef ook in daardie oorwinning. Die koninkryk van God bepaal die waarde van ons lewens. Dit gaan nie oor die hoeveelheid geld wat jy kan spaar nie, maar oor die hoeveelheid liefde wat jy ook vir ander mense kan wys. Dit gaan nie oor die hoeveelheid werk wat jy het om te doen nie, maar oor die hoeveelheid mense wat jy ook na Christus toe kan bring. Dit gaan nie oor die hoeveelheid beplanning wat jy doen of die dinge wat jy in plek het vir die toekoms nie, maar dit gaan oor die hoop wat jy het, die sekerheid wat jy het as gevolg van Christus, wat dit ook vir jou waarheid kom maak. Dat vir ons elkeen dit 'n wonderlike waarheid en sekerheid kom maak. Dit gaan nie oor die kos wat jy eet of die klere wat jy aantrek nie, maar oor 'n lewe waarin die skepper van dit alles, die skepper van jou lewe, die skepper van alles wat rondom jou is, waarin jy hom ook navolg en najag. Ek wil hê dat elkeen my ook mooi moet hoor vanoggend, want ons kan dit so maklik verkeerd verstaan. Die Here sê nie vir ons dat ons nou alles in ons lewens moet weggee, ontslae moet raak daarvan, totdat ons niks meer oor het nie. Nee, die Here wil hê, ons moet fokus, ons moet weet dat ons op hom moet fokus, en op niks anders nie. Wie ons is, indien ons niks anders het nie. Dis in ons tye van bekommernis, dat ons vergeet wie God is, dat ons vergeet wie ons self is, wie hy wil hê, ons moet wees, dat ons vergeet wie ons ook in hom dan is. Ons moet onsself as gelowiges in hierdie lewe voortdurend daaraan herinner, sodat ons met ons angs en ons bekommernisse, met ons twyfel na hom toe kan kom, sodat ons kan weet dat hy dit alles verander. Dat hy dit verander in hoop, in sekerheid, 'n nuwe lewe vir elkeen van ons. Sodat ons kan weet dat hy in alle omstandighede Here vir ons ook is. Wat hy ons kom kies het, ons deel kom maak van sy koninkryk, en ons daarom ook sy kinders kan wees. Vers 32 sê, moenie bang wees nie, klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader, om die koninkryk aan julle te gee. Ons vergeet baie keer dat ons reeds die eindstof vir die lewe ontvang het. Dat ons nie meer vasgevang leef in hierdie greep van die sonde nie. Hierdie lewe laat ons soms voel asof die duiwel steeds 'n houvas dalk oor ons het, steeds 'n houvas in sekere dinge van ons lewens het. Asof niks reg wil verloop nie, asof niemand ons nood enigstens raak sien nie. Dit laat ons bekommer. Dit laat ons twyfel. Dis op hierdie punt wat ons vir onsself die vraag moet afvra wat Lukas 12 vers 22 tot 34 ook vandag vir ons wil afvra. Waarop fokus ek en jy? Waarop is ons fokus? Is dit op die verlossing van Christus of is dit op aardse rykdom? Want die verlossing van Christus is eintlik die eindstof wat ons elkeen nodig het. Deur hom na te volg, deur hom te leer ken, deur 'n ware lewe en nie die valshede van hierdie lewe wat voortdurend so vir ons voorgehou word, wat voortdurend vir ons so aanloklik baie keer selfs lyk nie. Hierdie lewe wat vir ons laat glo dat dit iets meer, iets beter, iets anders vir ons kan bied. Binne dit alles moet ek en jy weet dat God die iets meer, die iets beter, die iets anders is. Dat hy die waarheid ook daarvan is. Mag ek en jy nooit twyfel daarin dat al wat ons nodig het Christus is nie. Al wat ons nodig het is om op hom te vertrou en te weet dat hy op die regte tyd ook vir ons sal voorsien nie. Mag ons nooit toelaat dat die bekommernis ons lewens so oorvat, al is dit hoe moeilik, mag ons nooit toelaat dat dit so oorvat, dat ons begin twyfel in wie hy ook is nie. Want hy is altyd dieselfde, hy is altyd daar vir ons. Ons moet dit onthou en net weet. Mag ons nooit bang wees om sy koninkryk te leef nie, omdat hy ook meermale in sy woord vir ons sê dat ons nie hoef bang te wees nie. Dat hy ons kom verseker ook daarvan. Mag ons skat Christus wees, sodat ons harte ook altyd vir hom sal navolg, sodat ons ten spyte van die versoekinge, ten spyte van die terugslaan in die wêreld mag weet, dat hy ook sal voorsien.
Mag Christus ons enstof elke dag wees, omdat sy verlossing ons bring tot die nastreef van iets groter as onsself, omdat dit ons kom deel maak van iets soveel groter as onsself. Mag ons leef sodat ander ook sy lig deur ons mag raak sien. Mag ons leef sodat ander kan weet dat hy die lig is wat vir ewig skyn. Ek sluit af die woorde van vers 34 sê, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ons moet toelaat dat hierdie woorde elke liewe dag ons lewens rig. Dit rig tot 'n soeke na God se hart en nie na ons eie hart of na die wêreld se hart nie, maar na sy hart van 'n koninkryk hier op aarde. Na sy hart van 'n koninkryk verder as die aardse lewe. Mag die ewige lewe van Christus ons enstof wees teen die tydelike lewe wat ons hier ook op aarde beleef, teen die tydelike lewe wat vergevul is met bekommernisse, met twyfel. En mag ons alles aanpak in hierdie lewe met God se liefde, met sy genade, omdat dit ons fokus ook kan wees, omdat deur die Heilige Gees dit ons fokus kan wees en ons ook elke liewe dag in staat stel om soveel meer te kan doen. Mag dit elke dag ons roem ook wees, mag ons roem wees Christus en niks en niemand anders nie. Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle aantrek nie. God sal sorg. Amen. Kom ons sit net so, dan reageer ons ook op vanoggend se boodskap, deur die volgende gebed saam te doen. O Here, U is ons toevlug. As ons uitgeput raak deur die lewe se inspanning, as ons stom geslaan word deur die probleme van hierdie lewe, as ons verwond word deur die hartseer van ons bestaan op aarde, dan kom ons na U toe vir troos, vir bemoediging. O Here, U is die bron van ons krag. As die uitdagings bo ons kragte is, as die versoekinge op ons pad te sterk vir ons word, as ons roeping vra vir meer as wat ons kan gee, dan kom ons na U toe vir krag. O Here, U gee ons al die goeie dinge in hierdie lewe. Van U kom ons ideale, ons drome, van U kom ons aansporing om sukses te behaal. Van U kom ons gewete, van U kom die krag om enige versoekinge teen te kan staan en die aansporinge om die goeie ook te doen elke liewe dag in dankbaarheid. En nou Here, as ons tot U bid, help ons om te glo in die oneindigende liefde, sodat ons seker kan wees, dat wanneer ons tot U bid, U ons ook hoor. Help ons om te glo in U onmeetlike krag, sodat ons seker sal wees, dat U ook vir ons dit sal doen, wat U beloof. Meer as dit, wat ons ook vra baie keer. Help ons om te glo in U alwysheid, sodat ons seker kan wees, dat U ons sal antwoord. Nie soos ons in ons onkunde vra nie, maar soos U ook in U volmaakte wysheid vir ons die beste weet. Here, ons bid dit alles in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. God die Vader wat ons kom omhels, kom versorg met sy liefde. God die Seun wat ons kom sommer net verseker van sy genade in ons lewens deur die kruis. En God die Heilige Gees wat van ons saambind tot sy liggaam, tot sy kerk in hierdie wêreld. Sal met elke van julle wees en bly en vir julle verseker dat julle nie bekommerd hoef te wees, dat julle nie bang hoef te wees nie. Want hy elke liewe dag ook saam met jou is. Amen.
my